Goedemiddag, Bezel. Ons gaat vandaag onderhoud met u doen rondom waar Bezel geboren is en Bezel moet volgens mij vertellen van die omgeving waar Bezel groot geworden is en die omgeving dat Bezel goed kent. So ja, ons gaat beginnen met die vraag van wat is uw volle naam en wanneer is u geboren en wat er jaargetal? Oké, mijn naam is Bezel de Weer. Ik is geboren in Ceres, in Morrisdale. Wat ons ook nog maar eigenlijk gekend als die Rietvlei. Ik is geboren op 18 september 1964. Ik is de oudste van 4 seuns. En ja, ik heb een baie goeie kinderjare gehad in Morrisdale waar ons groot geworden het. Voor die van u wat nog van Ceres ken, weet mos dat Ceres is nou maar jou typische cowboy dorpie waar die bruin area en die wit area geskei word deur die hoofstraat. En so het ek in Morrisdale groot geword. Die wat dan nou die hoofstraat van Ceres goed ken. My ouma se huis was die eerste huis direk agter die Spur restaurant. En dit is eintlik waar ek groot geword het. Baie lekker kinderjare daar gehad. My ouma het maar meestal na ons omgesien, aangezien my ma ook in die vrugtefabrieke moes gaan werk het en daar in daardie tye nie geriewe was soos crèches waar ons kinders kon groot word. So ons moes maar eintlik by die ouma groot word. En dit is ook waar ons eintlik maar gevorm was in ons vroeë kinderjare. Vir my was dit 'n baie lekker tyd gewees. My ouma was baie lief vir tuinmaak. En sy het 'n groot tuin agter in haar erf gehad. En ek dink sy was die laaste persoon in Ceres wat nog leiwater gekry het. Vir die wat nie weet wat leiwater is nie, dit was jy het die munisipaliteit permit uitgeneem en dat die munisipaliteit dan jou water verskaf wat dan met 'n voor gekom het en by jou erf ingelaat was en dan het hierdie leiwater reg rondom jou erf geloop. En jy het eintlik jou tuin 2 keer in die week met hierdie leiwater nat gemaak. Ons kinders se taak was natuurlik geweest om die kanale oop te maak en te blokkeer sodat die water tussen die groente in kan loop. En nou kan almal dink watter lekker speelery dit afgegee, kaalvoet in die water. Ja, dit is van die aangenaamste herinneringe wat ek het. En kan Bezel net vir ons sê waar het Bezel skool gegaan? Ek het Morrisdale, dat was nou maar eintlik bekend as die Engelse kerkgrond. So ek het skool gegaan by Morrisdale Primêr. Morrisdale Primêr was natuurlik die voormalige St Andrews kerkskool gewees. Maar op daardie stadium toe ek begin skool gaan het, was Morrisdale toe al 'n staatskool. So ja, ek het by Morrisdale skool gegaan tot en met standaard 6. Ons nou vandag ken as graad 8. En in 1979 het ek toe by Fred Gaum begin skool gaan. Wat dan toe in die Rooikamp geleë was. Rooikamp gewees het, ja. Met u miskien verder gaan studeren of het Bezel gaan werk na skool of na Fred Gaum? Ek het gaan studeer aan die Universiteit van Wes-Kaapland en die teologie gaan studeer in 1986. 87 het ek en my ma 'n kafee opgemaak in Ceres. Ceres Vallei Kafee wat later 'n hoogs suksesvolle besigheid vir ons familie was. En interessantheid is dat die kafee was in die hoofstraat in die blanke area geleë en ons moes 'n permit uitneem as bruin mense om in daai gebied 'n besigheid op te maak. 'n Stukkie geskiedenis wat my ma gemaak het. Ek dink sy was op daardie stadium was sy die enigste bruin vrou wat 'n besigheid in Ceres se hoofstraat gehad het. En dit was nog in die apartheidsjare gewees, soos ons almal weet. Dinge die nuwe bestel was eers in 1994 gekom. So sy het in 88 het sy al met hy 'n besigheid begin en ek en sy het vir 'n hele klompie jare sy aan sy gestaan om die suksesvolle besigheid te bedryf. Bezel, dankie vir daai stukkie wonderlike inligting.
Net om by daai punt aan te sluit, kan u die gedwonge verskywings onthou en hoe dit miskien u geraak? Weet jy die gedwonge verskywings was nou eintlik 'n bietjie, ek was baie jonk op daai stadium. Nee, maar ek weet dat daar was op 'n stadium sprake dat alle breinmense uit Ceres uit moes geskuif het na Bella Vista toe. Maar as ek reg kan onthou, was daar 'n afvaardiging wat deur die destydse leraar Dr. Beets gelei was en na onderhandelinge is dit toe gestop. So soos ek gesê het, ons het eintlik maar dit 'n straat weg van die blanke gebied af het ons groot geword. So dit het eintlik vir ons so veel geaffekteer, want soos ek sê, Morrisdale, die Rietvlei was eintlik maar Engelse kerkgrond gewees. Die meeste van die inwoners daar het ook aan die Engelse kerk behoort. En soos ons weet, op daai stadium alreeds was die Engelse kerk 'n kerk wat bruinswart enige ras het daar kerk gegaan. So ons het eintlik in 'n goeie milieu en omstandighede het ek groot geword. Okay. En as u bekend met die Lia, waar is ek nou? As 'n persoon wat ons gaan ook gaan na die Rooikamp toe, né? Ons is nou by die Rooikamp. As 'n persoon wat die Rooikamp goed kan onthou, soos om Bezel vir ons gesê het, om Bezel onthou taamlik van die Rooikamp, maar om Bezel het nie daar groot geword nie. Volgens u opinie, hoe het dit verander oor die jare, sal om Bezel sê? Die Rooikamp, ons wat in Morrisdale gebly het eintlik maar baie min het ek self in die Rooikamp in beweeg. Maar as ek nou kan onthou, het die meerderheid van die mense wat destyds in die Rooikamp gebly het by CFG gewerk, soos ons gesê die pakstoor. En daardie huise daarvan Stakingstraat af onder toe tot en met by die Sankamp, dink ek was fabriekshuise gewees wat aan mense blyplek gegee het. En dit was baie interessante mense wat daar gebly het. Ek kan regtig maar onthou dat daar was volgens my baie uitstaande mense wat daar gebly het, mense van goeie karakter en groot waarde toegevoeg het in die gemeenskap van Ceres, nee. Daar was die kerkleiers gewees daar in die Rooikamp wat ek kleintyd baie goed kan onthou. Ek self het aan die Kersband behoort, so ons het baie in die Rooikamp beweeg en geloop en musiek gemaak vir die mense, en dan het ons ook baie die kerke besoek. So ek kan eintlik vir my baie relate met die Rooikamp, veral as ons na die AME kerk toe gegaan het. Daar was 'n priester by die AME kerk, 'n pastoor Legoli. Hy was vir baie jare was hy die priester daar gewees, en ons het 'n verskriklike groot respek vir hom gehad. Ek het later in St. Paulstraat gebly, en agter ons was 'n kerk, was 'n charismatiese kerk, en een van hulle priesters was een van die Rooikamp se enigmatiese leiers gewees, 'n oom vir wie ek baie groot respek gehad het, Mbooi Koleta. Nee, hy het daar in die Rooikamp gebly, vir jare by die sal ek maar sê by die pakstoor, soos ons die CFG genoem het hy gewerk, en dit was regtig mense van baie groot karakter, was eenvoudige mense. Hulle was nie mense wat groot eiendomme besit het, maar dit wat ek van hulle geleer het, regtig waar, ek bou nog vandag voort, veral pastoor Mbooi Koleta was regtig waar een van my gunsteling mense in die Rooikamp gewees. So man, om Bezel, behalwe nou Mbooi Koleta, is daar miskien ander bure wat u miskien nog kan onthou, wat miskien vandag al uitgesterf het, wat miskien 'n groter impak gehad het op die gemeenskap, as wat u nou kan onthou miskien? Yes, as ons praat ons nou van die Rooikamp. Ons praat van die Rooikamp. Spesifiek in die Rooikamp. Ja, kyk, my ouma se suster het in die Rooikamp gebly in Alberta straat. En ons het maar altyd, as ons in Rooikamp toe gaan het ons na haar toe gegaan.
En dan was daar verskeie bekende families, né, met wie ons vandag nog steeds goeie verhoudinge het wat in die Rooikamp gebly het. As nou dink aan die Vegetinis wat ook daar in Alberta straat bly. Dit is mense wat ek voor groot geword het, né? En hulle was ook baie lief vir die kerskore opset gewees, né? En hulle die Vegetinis was sportmense ook uit en uit daar in die Rooikamp in gewees. En ek wil nou nie rondval om sommer nou na die sportgedeelte te gaan nie, maar selfs aan die sportkant het die Rooikamp ook sy quota sportmanne gehad. Ek dink nog 'n oom wat vir wie ek baie groot respek gehad het, was om die boer en Basie, wat ons sommer gesê het, Boetbaas. Ek was 'n jong diaken in die kerk en hulle was my ouderlinge gewees. En ek kan vandag nog terugval op die leringe wat hulle vir ons geleer het. En dit was net mense wat hulle het net die statuur in die gemeenskap gehad en hulle was vir my regtig was hulle van die uitstaande mense binne ons gemeenskap in. Boy het nou so 'n bietjie geraak aan die sportkultuur in die Rooikamp. Wat kan 'n boy onthou van die sportkultuur in die Rooikamp? Kyk wat sport betref, was daar net 2 spanne in die Rooikamp in Ceres ingewees. Nee, op daai stadium met Bella was daar nog nie bestaan nie. P.A. Hamlet was maar 'n klein 'n dorpie gewees. So hier in Ceres was daar net 2 spanne. Dit was die Jesus Rugby Club en dit was Young Kudops. En ek kan vir u beloof, as daai 2 spanne mekaar gegryp het, dan het die vonke gespat, né? Maar weet u, die lekkerste van dit alles wat ek kan onthou is, as hy wedstryd klaar is, dan word hy nie meer beklei nie. Dan is die manne weer vriende van voor af. So hier en daar is ek maar ietsie wat hak, maar dit was regtig sportmanne gewees. As ek nou dink aan interessanthede by Young Kudops kan, was dit natuurlik die Damons en die Felixse gewees, die Willemses wat daar uitstaande sportmanne was. En dan hier by die Lise se kant was dit die Hofmeesters, die Vegetinis, die Seroet families. En dit is natuurlik groot marakas gewees die week voor die local derby. Nee, my ma het steeds by die pakstoor gewerk en sy sê selfs by die pakstoor het die mense al daai tyd blou en geel begine dra in die aanloop na die wedstryd van Saterdag toe. En die ander span het rooi en groen gedra. En families was geskei, want sommige van die families was aan Young Kudops kant en sommige was aan die Lises kant. En ek sê vir u, mense kan claim dat hulle het derbies gespeel, nou in die huidige opset. Maar daar kan nie 'n derby wees, soos die Lises en Young Kudops nie. En my is regtig waar, hy het hier opgevoed met mekaar kan meeding, né? Young Kudops speel in 'n kompetisie baie laer as die Lises op die oomblik, maar ons volg hulle baie mooi soos hulle speel en ons hoop so dat hulle ook in die topliga sal kom, want daai dag sal vir my persoonlik 'n baie groot hoogtepunt wees, as daai 2 spanne op gelyke voet, né, in dieselfde kompetisie weet in mekaar, want dit sal vir my amper wees die sirkel word voltooi. Dan was daar nie baie sport in Ceres en selfs in die Rooikamp gewees nie, maar ek kan onthou die Rooikamp het ook 'n cricketklub gehad, Excelsior. En ek het menige dag as jong seun, het ek op 'n Saterdag gaan kyk ek hoe die seuns, die jong manne van Excelsior, hoe hulle cricket speel. Met die koms van die nuwe bedeling het Excelsior dit maar later ontbind en almal het maar by Ceres Rugby Club gaan speel. Maar vir my was dit 'n stukkie van Ceres geskiedenis wat daar verlore gegaan het, want die manne het regtig, en in die geval was dit manne van Lises, manne van Young Kudops, wat saam vir een span vir Ceres Excelsior gespeel het. En ek dink dit was ook 'n span met 'n baie ryp geskiedenis. En dan het Ceres natuurlik ook 'n baie aktiewe die Rooikamp veral tennisklub gehad.
Ceres Lawn Tennis Society. Die tennisbaan, soos ons hom destyds geken het, was die tennisbaan daar wat die huidige ouer huis nou is, hy's Pieter Strauss. Die Ceres tennisbane was daar een. Menige dag het ons ook daar in die draad gaan staan om te kyk hoe die mense van Ceres, hoe hulle tennis daar gespeel het. Om Bezel, nog net so klein bietjie af van die rugby af. Wie sou dan die mense gewees het wat die tennisklub se naam omhoog sou hou? Of wie sou die gunsteling spelers gewees het as u kan onthou by die tennisklub? As ek nou spesifieke dinge dan kom een naam vir my op en dis om Freek Miller. Hy het tennis gespeel en Mr. Atti Noble wat by ons skool, hy het ook tennis gespeel. En dan was daar om Gert Tienersen, hy het ook tennis gespeel. Latere jare het Karim Adams het hy ook tennis gespeel. En daar van die hofmeesters het ook tennis gespeel, maar hulle was eintlik 'n baie klein geslote groepie, né? En hulle het redelik goed gespeel en dit was vir my aangenaam altyd om ook vir hulle te gaan kyk, ja. Okay. Bezel, dan net so weer terug by die rugby. En maar dat ons een bietjie rondval. Met die dag van 'n derby, wie sou oom sê sou dan die ondersteuning se gunsteling gewees het op die dag? Nee, kyk, jy sê daai hy stelling kan maak. Van elke groep het sy ondersteuners gehad en almal het hordes ondersteuners gehad. So as jy vandag vra, wie die meeste derbies gewen, gaan die Young Good Hope mense vir hulle sê ons het die meeste derbies gewen. As jy vir die Lises mense vra, gaan hulle sê ons het die meeste gewen. So ek dink daar was daai feeslik rekord gehou nie, maar dit sou interessant gewees het om daai rekord te kon gehad het. Maar soos ek kan sê, ek het vir die Lises baie derbies gesien wen, maar hulle het net so baie hartseer van hy verjaardag voorkom as Young Good Hope van hy derbies gewen het. So dit is vir my baie, ek sal my uitlaat om te sê die een van was het die boot toen gevoer bo die ander. Elkeen het seker maar volgens my sy quota wenner gehad. Maar dat dit 'n groot event was binne ons gemeenskap, dit was verseker. Bezel, ons weet mos nou dat selfs die Rooikamp of wat ek sê Ceres of die spesifieke spelers sal ek sê kom basies uit die Rooikamp uit. Soos ons weet, ek sal seker nou sy naam noem, soos byvoorbeeld John Daniels wat 'n voormalige Springbokspeler was. Ek kan nou net van die huidigelikes opnoem wat miskien nou by die Boland-span nou onlangs is wat uit die Rooikamp uitkom, soos byvoorbeeld Benny Geldenhuys. Hoe sal om Bezel sê, as ons kyk na rugby vandag en hoe dit daai tyd was, word rugby vandag onderdruk of word dit bevorder? Kyk, die Rooikamp het sy quota provinsiale spelers destyds ook gehad. As ek nou spesifiek kan terugdink uit die Rooikamp uit, 'n skrimskakel soos Wyle om Janie Vegatini, nee, sy bynaam was om Janie Tikkie omdat hy so kort was, nee, maar om Janie Tikkie het des jare het hy vir Boland skrim afgespeel en hy het altyd vir my gesê hy het in die Roudsbeker het hy gespeel, nee. En dan was daar ook om Apollos de Toit wat ek weet wat 'n Boland speler was. Daar was ek kan nie so lekker terug onthou nie, maar meneer Fredericks wat later hoof was by Morrisdale Premier. Hy het vir City en Suburban wat ook 'n provinsiale span was, het hy gespeel. Daar was 'n speler soos Gerard Hofmeester. Red Hofmeester het vir Tygerberg gespeel wat ook 'n provinsiale span, ook vir Boland gespeel. Hy was ook 'n voormalige SA skolespeler, né? En dan was daar 'n ou skoolmaat van my Bernie Damon wat beide die Boland daar op sny ons om van Young Good Hope wat Boland gesluit en natuurlik neem Wawien min hy het terwyl hy student was het hy vir Tygerberg gespeel en het later ook vir Boland gespeel en dit is almal manne wat uit gekom wat werk het. Daarlik het John Daniels en Dion Scott gekom wat by die Valle Pumas en daar rond gesit, ja. So ek dink op vandag kan spelers baie geleenthede om op die sportveld hulle merk. Okay, ja, om Bezel het nou vir ons baie inligting gegee wat ons meer as wat ons soek het en dit is eintlik iets goed.
Ons het in 'n keer nodig gehad om Bezel in al die vrae te vra nie, want om Bezel het eintlik vir ons op een vraag op Bezel eintlik vir ons, né? 3 vrae en 'n klaar geantwoord. En dan sal ons net oorgaan na die laaste vraag toe, as weer na u punt waar u gebore is, waar u wortels lê, Rietvlei mos, né, om Bezel. As u na Rietvlei kyk op die huidige oomblik, hoe sal u dit beskryf in vergelyking met hoe dit daai tyd was en hoe dit nou is? Weet jy, as ek nou vir julle moet sê, die tyd wat ons in die Rietvlei gebly het, ek bly nie nou huidiglik in die Rietvlei nie. Maar die tyd wat ons daar gebly het was van die beste tye in my lewe, omdat ons het van die beste bure gehad wat jy kon kry. Want aan die een kant het die Normans gebly en oor die pad het die Mannes gebly en ons was almal vriende. Daar was 'n stuk kaal grond direk langs ons huis en dit was ons playground. Daar het ons gespeel. Daar het ons Wimbledon gehou. Daar het ons cricket gespeel. Daar het ons rugby gespeel. Daar het ons tol gespeel, albaster gespeel. Soos ek sê, dit was regtig een van die beste tye in my lewe. En wat vir my wonderlik was, die bure het vir mekaar omgegee, né? Toe ek klein was, kan ek onthou, menige dag het iemand gekom op 'n Vrydag, dan bring hulle vir my ma 'n stukkie deeg om 'n soetseedig broodjie te bak. As sy weer ingestuur, dan stuur sy weer om. En mense het regtig waar vir mekaar omgegee, hulle het vir mekaar gegee. Hulle het nie met mekaar beklei nie, hulle het nie mekaar seer gemaak nie, né? En as jy soms 'n geldjie gekort het, dan het mense vir jou geleen. As jy 'n bietjie suiker gekort het mense vir jou gegee. Want daar was regtig waar 'n omgee. Vandag dink ek mense gee nie eintlik meer veel vir mekaar om nie. Soos jy spreek word sê hond vreet hond. Jy is net in jou huis en wat met jou goed gaan is vir jou. Ek dink as ons terug kan weer na daai tyd toe. En weet jy wat vir my smaak was van daai tyd? Elke huis het 'n groentetuin gehad. Nee, mense het vir hulle self groente gekweek en hulle het gegee onder mekaar. As jy baie boontjies het, dan gee jy vir die neksman wat jy het nie. As jy weer baie pompoene, dan gee jy weer vir die neksman wat jy het nie. En as ek vandag my huis waar ek groot in geword het, St. Paulstraat nommer 10, is nog steeds in ons besit, né? En ek en my vrou toe ons eerste getroude jare, eerste paar jaar van ons getrouwd het ons in die huis gebly. Maar as ek vandag kan terugtrek soontoe, dan trek ek vandag sommer nog terug. Want regtig waar, was een van die aangenaamste tye in my lewe in. En die hangninge wat daar is. Die memories wat daar is. Yes, daar was baie mooi memories. En weet jy wat verder interessant is, ek self het nie in die Engelse kerk behoort en die Anglikaanse kerk behoort nie. Maar ons het daar sonnaskool gegaan tot en met standaard 6 en toe ek begin 'n katekisasieklas loop by die NG Sendingkerk waarvan ons dan nou lid is. So ek sê altyd vir mense, weet julle, ek het die voordeel, ek het Anglikaans groot geword. Ek ken nou nog van die Anglikaanse gebede uit my kop uit hulle terug die boekie uit. Baie van die gebede ken ek nog. Maar eintlik is ek lid van die VGK. So ek het in 2 wêrelde gedeel en dit was vir my goed. En net aan die agterkant van ons was 'n groot hok in die Henrystraat. En in daai hok was die charismatiese mense, hulle daar kerk waar Boy Coletta die pastoor was. En ons het menige aan het ons die matras buitekant gegooi en dat ons gaan luister hoe die mense hulle kerk. So ek kan eerlik sê ek het charismaties groot geword, ek het Anglikaan groot geword en ek het NG Sendingkerk groot geword. Besel net so vir interessant. Besel kom nou al 'n mooi tydjie aan met ons se jare self. Met nou al, hulle sê met grysheid kom wysheid. Wat is daar net miskien 'n boodskapie wat miskien sal het miskien vir môre se groot mense? Weet jy, ek weet ook nie of ek vreeslik wys geraak het of wise geraak het, miskien het ek 'n bietjie otherwise ook geraak. Maar weet jy, ek praat baie met my 2 seuns ook. En ek sê net as mense net kan weer terugbeweeg na Christelike waardes toe, nee, morele waardes, dan sal ons plek ook al 'n beter mens is. En ek kyk baie jong mense soms so in die stilte, dan admireer ek hulle, né?
vir die tipe mense wat hulle geraak het, né? Weet jy, die werk wat ek doen is ek blootgestel in baie dinge en ek sien hoe mense in dwelms verval. Ek sien hoe mense in werkloosheid verval. Wie ek sê nou eendag vir 'n jong man toe sê ek vir hom, weet jy, ek was so trots toe ek in het 7 kom. Toe gaan werk ons by 'n winkel toe pak ons sakkies. Maar die Vrydag toe pay ek R2 in 'n pykoffieertjie. Ek was baie trots geweest. As jy 'n salaris verdien, dit gee vir jou trots, want dit is geld waarvoor jy gewerk het. En probeer, ek sien mos baie mense styg uit in die lewe, want hoekom? As hulle by hulle werkplek kom, dan probeer hulle die beste werker as wat hulle kan wees. Al is die geld ook nie die beste nie, maar hulle probeer die beste werker wees. En ek dink, dit sal baie help vir ons gemeenskap hier in Ceres. Daar is baie om op voor trots te wees binne ons gemeenskap, veral wat ons jong manne aan betref. So, ek sê, koppel op, en wees die beste mens wat jy kan wees. Baie dankie om Basil se tyd. Om Basil se herinneringe sal voorleef in die museum in vir die volgende geslagte en weer vir die volgende geslagte, sodat hulle ook kan weet van Hooikamp en meer kan weet ook van Rietfontein. So sê vir Basil baie dankie wat om Basil se tyd opgeoffer het en moeite gemaak het om tot hier te kom. Nee, was 'n plesier, sussie. Baie dankie om Basil.